Dit is die gedeelte wat daaroor handel, nadat Dawid oorspel gepleeg het met Batsheba, en hy ook die dood van haar man Uria bewerkstellig het, en toe kom die profeet Nathan na Dawid toe om hom te konfronteer met hierdie sonde en hierdie ongeregtigheid in sy lewe. So kom ons begin en ons lees saam uit 2 Samuel 12 vers 1 tot 13 en in my bladsy, in Bybel is dit bladsy 343. Ek lees dit vir ons saam uit die nuwe vertaling uit, broers en susters. Nathan kondig Dawid se straf aan. Daarna het die Here vir Nathan na Dawid toegestuur. Nathan het by hom gekom en gesê, daar was 2 mans in dieselfde plek. Die een was ryk en die ander arm. Die ryke het groot troppe klein vee en beeste gehad. Behalwe een ou ooilammetjie het die arme man niks besit nie. Hy het haar aan die lewe gehou en sy het saam met sy kinders groot geword. Sy het van sy krummeltjies geëet, uit sy beker gedrink en op sy skoot geslaap. Ja, sy was vir hom soos 'n eie dogter. Daar het 'n besoeker by die ryk man gekom en hy kon dit nie oor sy hart kry om van sy eie kleinvee of beeste te vat en vir die reisiger te slag nie. Toe vat hy die ooilam van die arme man en slag haar vir sy gas. Dawid het hom bloedig vererg oor die man en vir Nathan gesê, so seker as die Here leef, 'n man wat dit oor sy hart kon kry om so iets te doen, moet doodgemaak word en hy moet 4voudig vir die ooilam vergoed. Jy is die man, sê Nathan toe vir Dawid. So sê die Here, die God van Israel. Ek het jou tot koning van Israel gesalf. Ek het jou teen Saul beskerm. Ek het aan jou die koningskap van Saul gegee en boonop nog sy vrouens ook. Ek het die koningskap oor Israel en Juda aan jou gegee. En as dit nog te min was, sou ek enige iets daar wou bygee. Waarom het jy nou die woord van die Here geminag deur so 'n verkeerde ding te doen? Jy het Uria die Hetiet met die swaard doodgemaak en toe sy vrou vir jou gevat. Ja, jy het hom vermoor met die swaard van die Ammoniete. Daarom sal die swaard nou nooit meer uit jou huis weggaan nie. Want jy het my geminag toe jy Uria die Hetiet se vrou vir jou gevat het. So sê die Here, van nou af gaan ek uit jou eie huis ellende oor jou bring. Ek sal jou vrouens voor jou oë vat en aan iemand anders gee. Hy sal by jou vrouens slaap oop en bloot, want jy het 'n ding in die geheim gedoen. Maar ek sal alles oop en bloot voor die hele Israel doen. Toe sê Dawid vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. Net so ver gemeente uit 2 Samuel, en dan gaan ons ook Psalm 51 vanoggend lees. Psalm 51, neem tog my sonde weg, vir die koorleier. 'n Psalm van Dawid, na aanleiding daarvan, dat die profeet Nathan na hom toe gekom het, oor sy oorspel met Batsheba. Wees my genadig, o God, in u troue liefde. Wis my oortredings uit in u groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld. Reinig my van my sonde. Ja, my oortredings ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen u alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in u oë. U uitspraak is dus reg en u oordeel regverdig. Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai, toe my moeder swanger geword het. Maar u verwag opregtheid diep in 'n mens se hart. Laat ek dan diep in my binneste weet, hoe u wil dat ek moet lewe.
Neem tog my sondes weg, dat ek rein kan wees, was my, dat ek witter as sneeu kan wees. Laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel, laat my weer jubel. Moet tog nie ag slaan op my sondes nie, wis al my skuld uit. Skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van U af wegdryf en die Heilige Gees van my af wegneem nie. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. Laat my U weer met toewyding dien. Dan sal ek oortreders leer wat U van 'n mens verwag, dat die sondaars hulle tot U sal bekeer. Red my van ondergang, o God my redder, dat ek kan jubel oor U verlossingsdaad. Here, gee my die woorde om U lof te verkondig. 'n Offer vra U nie, anders sou ek dit bring. 'n Brandoffer wil U nie hê nie. Die offer wat U wil hê, o God, is vir ootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God. Laat Sion U liefde en U goedheid ondervind. Herbou tog die mure van Jerusalem. Dan sal die offers wat voorgeskryf is weer vir U aanneemlik wees. Offerdiere wat heeltemal verbrand word. Dan sal hulle weer bulle op U altare offer. Gemeente, vanoggend lees ons net tot sover. Gras verdor, blomme verwelk, maar God se woord is onveranderlik en dit bly vir ewig met ons. Geliefdes, kom ons sing nou weer saam voor die prediking. Ons gaan sing uit lied 280, die eerste, die tweede en die derde vers. Ek lees vir ons vers 3 daarvan voor. Lei my Heer na die bestemming, in U woord my opgedra. Laat my leef en werk met vreugde, want dit sal volharding vra. Heer, U leiding bring bevryding. Al ons skuld het U gedra. Al ons skuld het U gedra. Ek noem aan die gemeente voor die prediking, die 280, vers 1, 2 en 3, terwyl ons opstaan. Geliefdes, ons gaan vanoggend in die prediking handel oor die hele geleesde gedeelte, maar met spesifieke klem op Psalm 51 vers 12.
Skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Geliefdes, die bekende sanger Leonard Cohen se bekende lied Halleluja het binne weke nadat hy dit bekend gestel het, trefferstatus op die Britse trefferparade bereik. En gedurende 2012 het Cohen deur die wêreld getoer en het hy voor stampvol konsertsale en teaters hierdie lied gesing. En hierdie lied van Leonard Cohen is gebaseer op die gebeure van Dawid se oorspel met Batseba en dit wat daarna gevolg het. En is ook verder gebaseer dan op Psalm 51, waar Dawid diepe berou het en sy hart uitstort voor God oor hierdie onreg wat hy gepleeg het. En net om die geheue te verfris, vra ek dat ons nou na 'n kort uittreksel sal luister van hierdie bekende lied van Leonard Cohen. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. 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 Broers en susters, maar die vraag is natuurlik vanoggend, wat is dit wat gemaak het dat hierdie so 'n gewilde lied geword het wêreldwyd en wat is dit ook wat maak dat Psalm 51 'n psalm is wat mense so geweldig aan die hart gryp? En ten einde hierdie vraag te beantwoord, moet ek en u vanoggend gaan stil staan en werklik in diepte gaan kyk na wat in Psalm 51 staan, broers en susters. Nou, in die hele psalmboek is daar 7 boetepsalms, maar die bekendste van die boetepsalms is hierdie Psalm 51, wat ek en u vanoggend saam gelees het. Nou, die opskrif van hierdie psalm begin en dit sê 'n boetelied van Dawid. En ons weet die psalm is geskryf deur koning Dawid na aanleiding van hierdie gebeure waarvan ons lees in 2 Samuel 11. Dawid, weet ons, het oorspel gepleeg met Batseba, vrou van Uria, en nadat hy oorspel gepleeg het, probeer hy egter sy sonde wegsteek, toe hy reël dat Uria vermoor moet word. Of toe hy dit moontlik maak dat Uria se lewe geneem word. En broers en susters, asof hierdie reeks van sondes nie erg genoeg was nie, begaan hy nog 'n groter sonde, en dis dat Dawid verbykans se jaar lank nie berou het oor hierdie vreeslike sonde en onreg wat hy gepleeg het nie, en dat hy byna vir 'n jaar lank nie hierdie dinge voor God kom neerlê nie. Inteendeel, broers en susters, vir byna 'n jaar lank probeer Dawid om hierdie dinge weg te steek. Dit was eers na die dood van sy kind en nadat God die profeet Nathan na hom toe gestuur het om hom te konfronteer, dat hy tot ware insig en tot ware berou oor sy sonde gekom het. Ja, nadat Nathan vir Dawid gekonfronteer het, bely hy vir die eerste keer sy sonde.
Gemeente, maar luister baie mooi, wat sê Dawid dan, as hy hierdie belydenis doen, in 2 Samuel 12. Hy sê, ek het gesondig teen die Here. Ek het gesondig teen die Here. Hoor u my broer en suster, wat Dawid nie sê nie. Dawid sê nie, ek het gesondig nie. Nee, hy sê, ek het teen God gesondig. Ek het teen God gesondig. Ja, broers en susters, ons moet hierdie belydenis baie mooi verstaan. Want wat dit vir ons sê, is dat elke keer, wanneer ek of u 'n oortreding begaan of sonde doen, dan sondig ons in die eerste plek teen God. Kom ons kyk weer wat Dawid in vers 3 sê. Hy sê, hy besef dat hy nie vergifnis verdien nie, maar hy pleit om God se onverdiende genade. Die ou vertaling sê, wees my, o God, genadig in u goedertierenheid. Net God se genade en niks anders nie, weet Dawid, kan sy sonde vergewe. Ja, gemeente, in Dawid se tyd was enige opsetlike sonde wat jy gepleeg het, strafbaar met die dood. Onder die destydse wetgewing het 'n opsetlike sonde, met ander woorde, jou lewe gekos. Gemeente, en nou weet ons, Dawid het nie net een sonde nie, maar 3 opsetlike sondes begaan. Hy pleeg eers oorspel. Toe veroorsaak hy iemand se dood. En toe probeer hy om dit alles weg te steek. Maar Dawid se besef van sy sonde hier in Psalm 51 is so groot, dat hy in verse 3 en 4 3 verskillende woorde gebruik om sy sonde te verwoord en dit te beskryf. Hy praat eers van sy oortreding, dan bietjie verder in die Psalm praat hy van sy ongeregtigheid. Die nuwe vertaling praat van sy skuld. En dan verwys hy ook in die 3de plek na sy sonde. En nadat hy sy sonde met hierdie 3 woorde by die naam kom noem het, kom hy en dan vra hy op 3 maniere dat God sy sonde sal kom wegneem en dat God sy sonde sal kom vergewe. Hy vra eerstens dat God sy oortredinge sal uitdelg of uitwis. En die Hebreëse woord wat vir hierdie uitdelg gebruik word, beteken letterlik om ink van 'n stuk papier af te probeer vee, om ink te probeer weggee. En dan kom Dawid en hy vra ook vir die Here om hom skoon te was, soos wat 'n mens vuil klere sal was. En dan in die 3de plek kom hy en hy sê, Here, sal u my sonde reinig. In sekere vertalingsgemeente word daar na die hysopplant verwys, wat God moet gebruik om sy sonde weg te neem. Nou die hysopplant, broers en susters, was 'n baie bekende plant in die destydse Palestina. Dit was 'n baie welriekende plant. Dit het grys blare en wit blommetjies gehad. Die botaniese naam van hierdie plant was die Origanum syriacum. En hierdie plant is dikwels gebruik as 'n kwas om byvoorbeeld bloed of water te smeer in die destydse reinigingsseremonies. Ons kry baie voorbeelde hiervan in byvoorbeeld Eksodus 12 en in Levitikus 14. Broers en susters, maar die vraag waar ons vanoggend moet uitkom is vir onsself te vra, was Dawid spyt oor sy sonde? Broers en susters, en ek wil vir u vanoggend kom en sê, Dawid was nie spyt nie. Dawid was baie, baie meer as net spyt oor hierdie onreg in sy lewe. Dawid het ware en diepe berou gehad oor dit wat in sy lewe gebeur het. Ja, broers en susters, diepe berou wat baie meer is as net spyt. Die Gees van God het in Dawid se hart 'n diepe berou bewerk. Want jy sien, broers en susters,
Tussen spyt en tussen berou is daar 'n geweldige groot verskil. 'n Mens wat spyt is oor sy sonde, dink gewoonlik aan die nadelige gevolge wat hierdie daad vir homself inhou. Maar wie egter berou het, treur in diepe berou oor die daad self wat hy gepleeg het. Wie spyt is aan die een kant, kan gewoonlik sy hare uit sy kop uittrek oor die skade wat hy homself aangedoen het. Maar wie egter berou het, wil sy knieë voor God deurkruip oor die oneer wat hy God se naam aangedoen het. Wie spyt is, betreur gewoonlik die skade aan sy eie naam, of aan sy eie gesin, of aan sy eie beursie. Maar wie berou het, betreur die skade wat aan God se naam gebring is. Dus wie spyt het, broers en susters, soek miskien nog ruimte vir selfverdediging of een of ander verskoning of kitsoplossing. Maar 'n persoon wat ware berou het, neem volledig en onvoorwaardelik hierdie skuld op homself, sonder verskonings, sonder 'n ja maar of dit kon nie anders nie. Met ander woorde, wie ware berou het, werp hom geheel en al op God se barmhartigheid en liefde. En daarom sê Dawid ook hier in die Psalm in vers 3, wees my genadig, o Here, in u troue liefde. Ja, gemeente, wanneer Dawid in vers 6 bely, teen u alleen het ek gesondig, dan openbaar Dawid 'n diepe insig oor die aard van sy sonde. Dis nie maar net 'n spyt hier nie, broers en susters. By Dawid is daar 'n diepe berou, omdat hy God se naam in oneer gebring het. Ja, gemeente, 'n diepe insig dat sonde in die eerste plek sonde teen God is. Wanneer ek en u daarom my medemens verontreg, dan sondig ek in die eerste plek nie teen daai medemens nie, maar ek sondig teen God. Elke keer wanneer ek iemand te nakom, liefdeloos optree, nalat om 'n medemens te wees daar waar ek veronderstel is om 'n medemens te wees, dan sondig ek in die eerste plek teen God. Ja, gemeente, en dan, behalwe dat sonde in die eerste plek sonde teenoor God is, moet ons nooit vergeet dat sonde gewoonlik ook permanente skade aanrig nie. Broers en susters, sonde het meeste van die tyd gevolge, ongeag of ons vergewe word, daar is gewoonlik altyd negatiewe konsekwensies. Ja, broers en susters, die vraag wat ons dis vir onsself vanoggend hier moet kom afvra is jy bloot spyt oor die dinge in jou lewe wat nie reg is nie? Of is jy meer as spyt? Het jy 'n diepe ware berou oor die dinge wat nie reg is nie? Is jy bloot spyt oor jou oortredinge? Of het jy diepe berou oor die kere wat jy God se naam in oneer bring? Want daar's 'n baie groot verskil tussen hierdie twee. Ons moet besef, my broer en suster, dat elkeen van ons wat hier sit, op 'n manier 'n koning oor 'n klein koninkrykie is. Of daardie koninkrykie nou jou gesin is, of dit nou jou werk is, of dit nou jou vriendekring is, maar die sonde in jou lewe het 'n effek op daardie klein koninkrykie. En jou sonde in jou lewe stel almal in daai koninkrykie bloot aan die gevolge van jou sonde. Ja, die sonde wat ons doen, het 'n effek op almal rondom ons. Broers en susters, en ons het aan die begin van hierdie preek gevra,
Hoekom is dit dat hierdie lied van Leonard Cohen mense miskien so aan die hart gryp? Ek dink, dis dalk die melankoliese melodie, maar ek dink is meer as dit. Ek dink dit is omdat die woorde en die melodie van hierdie lied iets by ons tuis bring van 'n ware berou. Van 'n berou wat baie verder lê, broers en susters, en dieper lê as net 'n spyt. Ja, die verhaal van Dawid se oorspel met Batsheba en die moord op Uria is vir elkeen van ons 'n menslike verhaal. En dalk kan almal van ons op een of ander wyse met hierdie verhaal assosieer. Met die sonde, met die swakheid, met die menslike broosheid. Maar dalk kan almal van ons ook iets verstaan van daai diepe berou, as jy God se naam in oneer bring. Gemeente, daar's 'n mooi Italiaanse volksverhaal, wat vir ons iets weergee van wat sonde met jou doen, en die gevolge van sonde en onreg in jou lewe. Hulle sê teen die agterste muur van 'n saal in die klooster in Milaan is een van die bekendste muurskilderye ter wêreld te sien. En dit is natuurlik die laaste avondmaal van Da Vinci. Hulle sê, toe Da Vinci hierdie eerste portretstudies vir hierdie fresko aan die maak was, so word vertel, het hy 'n jong man gevind, wie se gesig van soveel edelheid getuig het, dat hy hom gevra het om as model vir die Christusfiguur op te tree, terwyl hy Christus geskilder het. En dan vertel die verhaal, het Da Vinci voortgegaan en vir meer as 'n jaar lank het hy geskilder aan al die ander apostelfigure. Gemeente, en toe, na 'n jaar, toe begin Da Vinci nou rondsoek vir 'n model wat as die Judasfiguur kan optree aan die ander kant van hierdie fresko. En vir Da Vinci moes dit iemand wees wat 'n onmiskenbare innerlike verraad en verval weerspieël. Na 'n maandelange soektog word vertel, ontdek hy iemand in 'n berugte Milanese taverne. En terwyl hierdie man met die Judas gesig vir hom poseer, begin Da Vinci om hierdie man beter te leer ken. En tot sy verbasing moes hy uitvind dat dieselfde jong man, wie se edelgelaatstrekke hom 'n jaar of wat tevore geïnspireer het om die Christusfiguur te skilder, nou dieselfde man is wat hom geïnspireer het om Judas te skilder. Die verandering van hierdie jong man se uiterlike weens die innerlike verwoesting en sonde was so vinnig en so volledig dat Da Vinci hierdie man glad nie erken het nie. Ja, broers en susters, dis wat sonde doen. Dit verander ons. Dit bring 'n kloof tussen ons en God. Dit bring hartseer, dit bring lyding. Dit skeer gesinne en vriende uitmekaar uit. Maar die belangrikste, dit bring God se naam in oneer. So diep was Dawid se verstaan en berou, dat hy God smeek en sê, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee vir my 'n vaste gees. Broers en susters, wat is die sonde? Wat is die dinge in jou lewe waaroor jy vanoggend werklik berou het? Wat is daardie sonde teenoor God wat ook almal in jou lewe rondom jou beïnvloed? Wat is die dinge wat jy doen en wat jy sê wat God se naam in oneer bring? Vir elkeen van ons hier vanoggend is dit iets anders. Want net elkeen van ons ken ons eie hart, net elkeen van ons ken ons eie lewe.
Die kerkhervormer Martin Luther het oor die sonde gesê, I am more afraid of my own heart than of the Pope and all his cardinals. I am more afraid of my own heart than of the Pope and all the cardinals. Gemeente, mag ons gebed wees dat ons meer as net spyt sal wees oor die dinge in ons lewe wat nie reg is nie. Mag ons 'n diepe, opregte berou hê oor die sonde en die onreg in ons lewens, dat ons ook soos Dawid sal smeek en vir God sal vra, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee vir my 'n vaste gees. Amen, gemeente. Kom ons bly sit so, en dan buig ons hoofde. Ons almagtige drie-enige God, ja Here, ons kom vanoggend, en ons kom eer U, ons kom verheerlik U, Here, as die oneindige, die ewige, die onveranderlike, die almagtige. Ja Here, die God van begin tot einde, en ook die God wat elkeen van ons ken, en steeds met ons bemoeienis kom maak. Ja Here, ons wil vanoggend kom en ons wil bely, dat daar soveel liefdeloosheid, soms soveel selfgesentreerdheid in ons eie lewens is. Here, en ons wil vanoggend hierdie dinge voor U kom neerlê in diepe berou. Diepe berou dat ons ook self soms ontwetend U naam, Here, in oneer bring. Daarom wil ons vanoggend soos koning Dawid saam met U kom smeek, dat U vir ons rein harte sal gee. Ja Here, gee ons self insig, gee ons nugterheid oor ons eie lewe, oor ons doen en oor ons late, Here, dat ons dit ook aan U woord sal toets. Here, ek wil vanoggend bid vir elke kind wat in hierdie gemeente sit. Here, ek wil bid vir elke sondagskoolonderwyser wat ook die taak op hulle geneem het om hierdie kinders te onderrig en te lei. Here, dat ons almal in hierdie gemeente vir hierdie kinders ook voorbeelde sal wees van 'n rein hart en 'n vaste gees. Here, ons wil bid vir elke ouer wat vanoggend in hierdie kerk sit. Ja Here, ons voel of ons in moeilike tye leef en waar daar soveel aanslagte is. Gee vir ons as ouers ook die krag, die wysheid en die insig, dat ons in ons huise sal lei, Here, met 'n vaste gees. Here, ons wil bid vir hierdie gemeente. Ons wil bid dat hierdie gemeente ook in die groter Heidelberg 'n baken sal wees van U lig, van U lewe. Here, en dat hierdie kerk ook seën sal bring daar waar daar haat is. Dat hierdie gemeente ook U hande en U voete sal word, Here, in hierdie gemeenskap. Ja Vader, ons wil ook bid vir die wat siek is, vir die wat swaar kry. Help ook dat ons 'n medemens sal wees, Here, daar waar dit van ons verwag word. Here, ons bid hierdie dinge, ons is swak, ons is sondig, Here. Ons bid dat U ons genadig sal wees, dat U vir ons sal krag gee. Amen.